bly vernuwe denke, want so kweek 'n mens positiwiteit wat jou help om te floreer. Alhoewel ons deesdae oorval word met konstante inligting, menings, emosionele oorlading, kan ons so maklik nog steeds vasval in ou denkpatrone. Wel, dit het nie net in ons tyd wat dit gebeur nie, ook in Paulus se tyd moes mense uit hulle heidense omgewings en uit hulle sondige gewoontes loskom, en hulle moet vir Jesus nie te volledig volg, en hy moes toe vir hulle skryf, daar in Efesiërs 4 vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word. Ek luister onlangs na 'n onderhoud wat Lewis Howes met Price Pritchard voer, en Pritchard verduidelik dat negatiewe denkpatrone soos kla, kritiseer, bekommer, katastrofeer, al daardie dinge ons fokus op die oplossing van probleme ondermyn. Hy stel voor dat ons eerder daardie negatiewe gewoontes identifiseer en dan vervang met neutrale, realistiese alternatiewe. En dis 'n proses wat baie meer volhoubaar is as oppervlakkige positiewe denke. En toe maak hy die opmerking wat my interesseer en wat eintlik alles verduidelik. Hy sê dit is dikwels meer kragtig om minder negatief te dink as om meer positief te dink. Dit is meer kragtig om minder negatief te dink. Dit wys dat positiewe perspektiewe nie altyd spranklik of uitbundig hoef te wees nie. Soms is dit genoeg om net die negatiewe geraasslag te verminder in mense kop om weer helderheid te kry. En dis hoe ons gees en gedagtes ook nuut kan word. Om positiwiteit te bly kweek, moet ons gees en moet ons gedagtes bly vernuwe. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dis 'n daaglikse praktyk. Daarom moet ons elke dag daarmee begin en elke dag hierdie denkvernuwing toepas, sodat ons nie die hoofstroom negativiteit volg wat aan ons elke dag opgedis word nie. Byvoorbeeld, kies een negatiewe gedagte wat gereeld opduik. Sommige net 'n voorbeeld, soos ek is nie goed genoeg nie. Skryf dit vir jou neer en kies dan 'n positiewe waarheid gebaseer op God se woord, sodat jy dan minder negatief dink. En daardie positiewe waarheid kan wees, ek is geskape na God se beeld en God gebruik my met my unieke talente vir sy goeie werk. En dan herhaal jy dit 3 maal vir jou vanoggend en deur die loop van die dag. En jy kyk hoe jou ingesteldheid verskuif. Leef geïnspireerd.